die erediens. Dit is 'n besondere geleentheid. Ons het die voorreg dat die Heinrich Carstens die woord kan bedien by ons vanmôre. Hy gaan so net so een of twee dinge oor Dominee Heinrich. Hy is getroud met Jean Marie. Sy is 'n senior rekenmeester. Sy het ongelukkig nie hier by ons wees nie, maar hulle het twee kinders, Alexander, hy is 19, hy is op Stellenbosch, en dan ook Marie-Louise, sy is 16, sy is nog graad 10, standaard 8, sy is nog op skool. Dan het hy in Kaapstad groot geword, sy pa was 'n dominee gewees, is jou pa die groot geword, hy het op Swellendam groot geword, en was toe later dominee gewees, en hulle was daar in die Karoo, en hulle het hier rondgetrek so van plek tot plek, die Here se woord bedien. En sy eerste beroep, Dominee Heinrich's eerste beroep was by Askam Noniepunt. Wie weet wat dit? Braggies. Hulle was nie allemaal in die Kalahari gewees. Maar dit is min of meer op pad Kalahari toe. En hy was daar so vir 10 jaar. En toe sy beroep na die Enke Kerk oorgekry in Pretoria. Wie weet wat is Pretoria? Ek is so noordekant van Pretoria. Hy sê, ek mag nie sê nie, maar hy speel so af en toe die golf, maar hy wil nie, dit is eindelijk nie, en dan is hy baie nie verstap. Heinrich, baie welkom hier vir ons vanmôre, en alles seën op die woord gekom het. Vrienden, goeiemôre. Dit is regtig vir my voorreg om vanoggend hier by julle te wees en ek hoop julle verdraal verduur my vir die tyd wat ek hier is. As ek so 'n persoonlike woord dalk kan sê, toe ons in die Kalahari gekom het en vriende vra vir ons waar bly en ons sê op Askam, dan vra hulle waar is en ons sê is naby Noniepunt. Dan vra hulle waar is Noniepunt en ons sê is naby Askam. So jy moet maar kyk waar dit is. Pretoria is 'n bietjie makliker om daar te kry, maar ja, of uit daar wil wees is natuurlik 'n vraag. En vir diegene wat wonder, ek is nie 'n wilondersteuner. Dit is Frans Westlake as nogal goed gewees vir ons. As dit nou my net nou is dit op my rekenaar, sal ek dit waardeer. Ek het vir julle so 'n prentjie saamgebring op my rekenaar van Pretoria. Dis wat vir my van ons gemeentehuis, woonkerkies se balkon afgeneem. En in die tyd van die jaar is Pretoria mos baie mooi. Dit is nie so mooi soos hulle dan met die toe. Maar die jacarandas gee tog ons iets van lewe, van nuwe lewe wat ons so te dra. Ek mag dit dan sonder dat ek nou noodwendig disloyaal wil wees teenoor my huidige gemeente, want ek is baie lief vir ons kerk en ons gemeente. Mag ek ook sê groete van die enige gemeente wat verwys in die verklein. Ons het so 'n klomp jare terug, as ek maar so 'n bietjie kan werk, het ons gevra waarmee is ons besig as geloofsgemeenskap in die omgewing waar ons geplaas is. En ek het daardie logootjie ontwerp om te sê ons moet aanbid. Dit gaan alles op God. En maar probeer om die perskleur, die koninklike kleur daarvoor te bring. Het tweede fokus vir ons as geloofsgemeenskap is om te sê, ons moet omgee vir mekaar, binne die geloofsgemeenskap. En daarom het ons die mananie, het eindelijk geel wees, maar geel lyk nie so lekker in die nou. Want geel is gaan oor vriendskap en liefde vir jou mense. En dan die derde fokus daar is dat is om te sê, ons moet ook hoop bring. In 'n stuk in die wêreld, die mense wat min van God se liefde en genade beleef, ons as gelowiges, as geloofsgemeenskap, 'n stuk hoop en nuwe lewe. En ek mag dit ook aan vriende vanoggend iets van my hart uitvra, ons het ook verswinne nou gemeen. Ons het dit net waarmee julle as gemeente, ons as gelowiges besig is, dat elke dag iets sal weergee van 'n stuk aanbidding teenoor God,
van omgee vir mekaar as geloofsgemeenskap en natuurlik die gemeenskap uitbring is te koop in die gras. Baie groete ook van my betere helfte. Sy is baie jaloers dat sy nie die naweek saam met my kan doen nie, maar plig vir plesier, sê die spreekwoord ons. Vriende, ek wil vra dat ons 'n toetrede lied sal saam sing, bekende vonklied 120 groep 1 en 3, soos wat op die bord is ook, en dat dit ons gebed sal wees, as ons môre hier voor die Here stil raak, om te sê, Here, ons is soos wilsbokke, ons smag na om iets van die teenwoordigheid te beleef. Daar stil voor die Here. Here, in Psalm 34, getuig die psalmdigter, roep Dawid die volk op om te ondervind, om te kom sien, om te kom ervaar dat God goed is. En hy verklaar dat hy bly dat dit goed gaan met die mens wat hy nie swyg. En volgens Here is dit ook die begeerte van ons harte, die behoefte die binne in ons, dat ons iets mag ervaar van die goedheid en die teenwoordigheid ook in die lewe is. Dat ons kan sien, soos Dawid sê, dat die goed is. En as ons nadink oor ons lewens, as ons ons omstandighede in ag neem, Here, ja, te midde van die hartseer, te midde van afskeid neem van geliefde, te midde van bekommernis dalk oor die toekoms en oor die oes en oor wat in my lewe gebeur, weet ons dat nie goed is. En daarom kom ons eintlik maar net vanoggend hier saam en kom bid ons oor Gees van God van ons met die teenwoordigheid in Jesus se naam. Amen. Vriende, die God wat ek en jy aanbid, Vader, Seun en Gees, die een wat ons gesê, Here, ons wil iets van die goedheid beleef, is natuurlik. Elke oomblik, elke dag, maar vir besonder mee, ook hier by ons teenwoordig. En daarom bly dit altyd vir 'n ongelooflike voorreg om namens die Here te kan sê, genade en vrede vir jou. Is dit genade en vrede wat anders is as wat ons in hierdie lewe beleef en ervaar? Is dit genade en vrede wat net van God kom? Mag jy dit vandag? Vriende, as 'n mens Markus lees, Markus 12 vers 30 en 31, dan sien jy daar dat die Here Jesus God sê, wat vra God van my en jou? Ons het die verhouding met die Here, maar wat beteken dit? Wat vra hy van ons? En dan sê Jesus ons, dis baie maklik eintlik, ons moet vir God lief hê, met alles wat in ons is. En dis jy mens wees. En dan natuurlik ook jou naaste soos jouself. Ek het met Gawie gepraat in die week en gesê, of het moontlik is, hy op julle gemeente Facebook-blad en enetjie gesit. Maar gevra, as jy vanmôre iets kan saambring, wat is symbolies van jou alledaagse lewe. Nou, ek weet dat die stroper van die was in die kerk, op geen manier. En ek weet nie of iemand al iets gebring het, die kerk sien, is van iemand wat iets kon saambring. Ja, wil jy nie dit hiervoor, ons wil dit nie steeds, moet ek kan vir jou kom neersit nie. Is daar nog iemand wat iets saamgebring het van sy lewe van elke dag al? Weet jy, asseblief, as ek so verkondig dat by jy kan kom staan, as ek dit waardeer. Vertel nog oor dat. Bepussing. Wat is sy Afrikaans woord? Ek weet. Bepussing. Jy is 'n bekende werkgewer. Wat is jy? 'n huis. 'n eiendomsagent, dit maak sin. Dis 'n monopolie eintlik. Vriende, ek elkeen van ons kan kom goed by. Gaan ek seker dat baie ek vermoed so. Dis 'n deel van ons lewe. Al werk is dat ons tot oorlewing. Ons lewe van elke dag. Daarmee jy oor kar nie werk. Of ons agent werk, of waar jy mense sê, koop huis en huis, koop hom, hier, wat ook al. Dis ons lewe vir ons. En as jy dan vir ons sê, jy goed lief met hart, siel en verstand, en met al jou kracht en jou naaste soos jouself, dan beteken dit daar waar ek op Gries raak, en oorleef raak. Daar waar ek huis het gekoop, daar waar ek die woord bedien, of wat ook al.
jy op 'n besondere manier elke dag dit verleer. Dat die Here deur jou werk. Nie noodwendig moet praat nie, want jy jou mens is. Baie dankie dat jy dit saamgebring. Ek het nou die versoek om te sê dat jy so nog hou. As mense vriende oor jou lewe van elke dag nadink, dan is dit waarheid. Ons leef voor God. En op 'n manier wil mens dan sê, wanneer ons so voor God lewe, wanneer ek en jy hier in die Here en saam is, dan is dit nie iets wat ek persoonlik doen, wat niks te doen het met maandag of Saterdag. Dis nie wat. Gister het ek die voorreg die hele naweek gehad, net te eet, te drink, te kuier, mense te ken. Ek dink die skaal gaan iets sê as by die huis kom, dan mag jy dan op die wolkpaal is, en op jy rugby kyk. Of jy iewers in die leeskamer bezig is, en jy voor God. Dis wat God vir ons vraag. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanmôre hier voor U stil raak, dan is ons gewens, dat U ons sal aanraak. Dat U deur die Gees as ware langs ons op die bank sal kom sit, belangriker Here, dat U self hier die woord sal voel. En dat ons iets sal kan ervaar van die teenwoordigheid en dat ons hier kan uitstap vanoggend en sê, God is goed. God is goed in elke duimrede van my lewe. God is goed in elke gedagte wat ek dink, en elke woord wat ek sê, en elke ding wat ek doen. God is goed. Mag dit so wees. En mag ons as ons die woord het lees ook ervaar, dat die daarin vir ons kom op geestelik, om die geloofsgemeenskap te wees, wat U ons wil hê. Bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons gaan uit 1 Petrus 2 saam lees, vers 1 tot 10. En ek het die tekst gekies nie, dis aan my gegeen, gaan weer met groot vrede doen dit. Ek moet eerlik sê, dis die tekst wat ek nou sommer self so kies, om oor te preek. En gaan nou sê iets meer daaroor sê, maar dit is 'n baie interessante tekst. En die afgelope week waar ek meeste wat te voorbereid, het ek eintlik 'n stukkie dankbaarheid geleer. Sê, maar ons kyk weer, wat sê Petrus vir ons in hierdie tekst, oor die kerk van die Here Jesus. Kom ons lees saam, jy kan op die bord volg, of in jou Bybel, of jou telefoon, of jou tablet, waar jy ook gemakkelijk is, en bly die woord van die Here. 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Petrus skryf en sê, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, weigerigheid, jaloesie en kwaadpraatheid. Soos pasgeboore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle kinders ondervind dat die Here goed is, daarop sal die Here 30 gaan. Kom na hom toe, die lewende steen, wanneer die mense afgekeer is, maar deur God vir die Here plek uitgekies is. Laat julle as lewende steen opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lees sê op 'n boekklip uit die priesterdom plek. Wie in hom glo word nooit teleurgestel. Julle wat glo deel in hierdie eer, maar wanneer julle nie glo nie, gaan die woorde, die klip wat die bouers afgekeer is, juist hy die belangrikste klip die gebou word, en die klip waaroor mense struikel en 'n rots wat nie staan. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God ook vir hulle bestem. Julle daarendien is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Net tot sover, wat die Here ook sy woord seën. Ek wil vra dat ons jonger maats almal groot word. Hier op die mat, as jy gemaklik is nou net, en jy staan op die geleer so 'n bietjie by nou.
KW sê, die voorskoolse oudies wat ons klaar, julle gaan uit. Julle weet waar julle gaan, seker nie. Maar die ouds wat in die skool is onder klaar gekry en die so verhoorde, dan gaan sy julle met mama of papa aan. Leg. Goed. Ek wil julle nie se dokter hier ons gemeenskap. Ek wil ook ek sien nie verkeerd. Wie van julle, as ek julle die prentjie kyk daarvoor, eendag as ek groot is, wat wil julle word as julle groot is? Ja, 'n kunstenaar, 'n juffrou, ook 'n juffrou, hier is goeie skole, 'n boer, ek hou daarvan. Wat gaan jy doen? 'n veearts, jy is net so groot en jy kan al wat groot word. Wie nog? Wat gaan jy doen? Ook 'n veearts. 'n sangeres, die mooiste. Wie nog? Ja? 'n mama. Dis die belangrikste werk. Want jy weet nie wat. Niet te vinnig om al. Wie nog? Ja? Want jy moet veearts word. En 'n veearts. Jy weet gesien, die soos ouers wat boere en kind. As jy wil iets word, veearts of 'n mama of onderwyseres, wat ook al, dan moet jy groot word. Nee. Sê nou maar. Sê nou maar sy lekker sê, nee. Sê nou maar. Kom staan jy goed. Wie laat nie. Sê nou maar, Gabi. Wie laat bly net so bly. Sy groei nie meer. Gaan jy dan nog steeds groot word? Nee. Wat gaan mama en papa doen as jy nie meer groei nie? Ek vermoed dat baie van dokter toe gaan, nee. Die kan groei nie. Jy moet groter word, maar sê maar jy groei nie. Dat is ons fout, nee. En dan die ouwe van wat is fout? Nou maat, dis waarom ek vanmorgen met julle wil vraag. Vanuit 1 Petrus 2, want eintlik sê Petrus, 'n mens moet groei as gelowige. As jy nie groei nie, dan bly jy klein as ek. So, ek wil vraag as julle by mamma en papa gaan sit, of as julle nou uit gaan die voorskoolse oudies nie, vir julle werk nie. Daai word met om aansit as dit werk beter. Wie van julle kan vir my sê, hoe lyk daai prent? Want dis waar Petrus se boodskap gaan, dis waar hy preek. Hy sê vir ons, die hoeksteen is Jesus. As jy nou 'n goeie geestelike melk kry, dan word jy 'n geloofsgemeenskap. Hy sê 'n klomp mense so bestaan, dan word jy nie 'n geloofsgemeenskap. En as jy nou uitloop, dan kyk jy gou vir my, waar's daai? Wie weet? Waar's dit? Voor meneer, wat is met dit? Wat moet jy dit? Ja, wat? Hoeksteen. As jy dit voor meneer, ek nou dit verkeerd, ek wil dit nie op die kerk. Wat gaan jy nou oor die hoeksteen, bietjie meer vraag? Maar ja, ek het gesê, ek het jou verrassing. Dat die Marina in die consistorie vir David gevraag, hy weet die advertentie moet doen met penne. Ek het penne, maar nie van julle. Ek het vir elkeen van julle pen. Nou ek weet nie of julle al met penne skryf, want julle doen ons met meer en keer werk met pen. Skryf jy al met pen. Nou hier is 'n pen, en ek gee dit dus op net vir julle, om julle te sê, julle is baie kosbaar. Dis 'n pennetjie wat ons gemeente in Pretoria laat maak het om so nou en dan mense te gee vir 'n geskenk. En ek wil jou vra, dat jy hierdie pen gebruik, aanbeveel nie, dan onthou jy, God bou sy kerk op tot 'n groot geloofsgemeenskap. Nie net as hulle nou nie, maar Maryland en Ashton en Montetjie en Kaap en Mosselbaai en George en tot op het dood. En iewers is ons allemaal op die sissies van mekaar met Jesus, ons mekaar vast. Vir wie kan ek die werk van die pen uitgeven? Ja, so jy. Okay. Baie dankie hoor. Jy gee of ek elkeen pen is, en het vraagpen, die oudies van die skole by my aanvaar, of elkaar komas, die voorskoolse oudies gaan uit in die trek. Dankie vir die verwekking.
Kyk jou help. Sê jy, en julle dan, ek sal weer preekvoet gemaak. Weet jy, julle verstoon nie, ek kan nie die tyd vat, maar ek hoop julle dit lekker kan verder, en julle mooi is te verder. Loop ons preek, kan julle verstaan. Dan julle woord, die hierdie God kan julle verstaan. Vrienden, ek gaan vanaf verweide aangaan met die tyd, terwyl die tyd wat ons aan beweeg. As jy op die bord kyk, so 'n bietjie agtergrond rondom die teksgedeelte wat ons vanoggend hanteer. Ek kan nie heel eerste tyd die opmerking maak om te sê, dis eintlik baie moeilik om oor Petrus 2 vers 1 tot 10 te preek. Want sien die hele Petrus brief moet nou amper as 'n geheel saam lees. En veral dan vers 11 tot 17 moet jy saam met die eerste 10 verse saam lees. Maar ek gaan te wille van vanoggend gaan probeer om net so 'n bietjie te fokus dan op vers 1 tot 10. En as jy nou kyk, die brief Petrus is geskryf aan die gelowiges in die gemeentes daar in Klein-Asië, so in die jare omtrent 64 tot 68 na Christus, naaste my. Dan skryf Petrus hierdie brief vir die gelowiges en die gelowiges in Klein-Asië se lewensomstandighede was regtig nogal moeilik geweest. Ons klaar in kern ons te maklik oor hoe sleg dit met ons gaan en hoe swaar ons kry in Suid-Afrika. Ons het nie idee van hoe hierdie anders dit beleef het. Dit was 'n nuwe godsdienst, die Christelike godsdienst, was 'n nuwe godsdienst wat gevestig moes raak in 'n omgewing waar ouens baie sterk ou godsdienste in hulle lewe gehad het en waar verskriklik teenkant beleef. Hoe jy kom tot jouself dink, as jy nou vanmôre ons sit op hier kom ou met 'n bietjie of ander teologie. Ons sal nie daarvan hou nie. Ons gaan die lewe volmoedig maak en dis wat Christen beleef, sterk teenkante van die omgewing waar hulle geleef het. En daarom is die Christene ook in Klein-Asië destyds vreemdelinge en bywoners genoem. Nou my oudste wat ons in Bos is, die eerste keer vakansie gereis, en ons het sy kamer opgerig dat die gastekamer is, so tussen hakies toe sê, so weet hy voel ons so bywoner. Maar dis wat daai ons gevoel het, as ek nie hoor waar dit is nie. En dan skryf Petrus hierdie brief vir die gelowiges om hulle te bemoedig. Om vir hulle te sê, byt vas, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van hoe dit vir julle voel en die teenkant wat julle beleef, byt vas, leef julle geloof uit, elke dag te nou. En hy gebruik in hierdie teks 3 beelde, 3 metafore, om eintlik hulle van aan te moedig om 'n stuk geloofsgroei te ervaar. Die eerste is die suiwer geestelike melk, wat hy sê wat jy moet hê. Die tweede gebruik hy hierdie beeld van 'n hoeksteen of 'n fundamentsteen waarop hy moet bou. En in die derde beeld wat hy gebruik is die nuwe geloofsgemeenskap, die priesterdom, soos wat die woord kan gebruik wat in die geloofsgemeenskap vorm. Nou vriende, ek sal nou ietsie meer sê oor elkeen van hierdie metafore so kort, want dit is belangrik om net te onderstreep. Hoekom gebruik Petrus hierdie metafore hierdie beelde? Om vir die gelowiges te sê, hou aan groei. Byt vas, ek bemoedig julle, hou aan om op die geloofspad te groei. Nou die eerste beeld wat Petrus gebruik is die beeld van melk. Ek verstou seker 'n paar melkboere. Ons weet hoe belangrik dit is. Hy gebruik die beeld en hy onderstreep daarmee eintlik. Hy sê, daar's 'n klompie goed, vers 1 wat hy sê, waarmee gelowiges moet breek, bedrog en jaloesie en kwaadpratery en al daai gesê, dit hoort nie 'n gelowige se lewe nie. En om van uit daar weg te kom, moet jy groei in geloof en het jy melk nodig. Geestelike melk, nie borrelmelk. En dan sê soos 'n pasgebore babietjie, soos 'n kind wat die behoefte het aan voeding, so moet ons as gelowiges wees. Dis sluit natuurlik aan die hele gedachte van die wedergeboorte en hierdie behoefte wat ons het om in geloof te groei. So dis die een beeld wat Petrus gebruik om dit te verduidelik hoe werk geloofsgroei. Hy sê geloofsgroei hang ons nou hand in hand ook met die afleiding van sekere goed. As jy een ding beter begin doen, dan moet die ander ding ook weggaan. En hy sê jy moet breek met die ou goed. Hierdie ou lewenswyse
die ou lewenstyl wat jy gehad het, jy moet nog weer breek. Die gelowiges in die vroeë kerk het hierdie vreeslike mooi gebruik ook gehad om simbolies wanneer hulle gedoop word. Dan trek hulle letterlik die ou vuil klere uit. Hulle trek spierwit skoon nuwe klere aan om te sê, ons begin met 'n nuwe lewe. Ek is vanmôre vir mekaar dalk sê, vra maar wat presies is hierdie suiwer geestelike melk waarvan Petrus praat in hierdie teks. Vriende, die oorspronklike Griekse teks Theologikon Gala, as my Grieks nog reg is letterlik iets soos suiwer kos van die woord. Of die sê die waarheid van die evangelie. Dis die ding wat ons geloofsgroei meebring. En dis mos nog anders, wil mense kom hier sê, niks anders nie as die verkondiging van die goeie nuus van Jesus Christus. Die deel van die evangelie. Dit help om te groei in die geloof. En dan moet ek net vir ons help om te verstaan dat geestelike groei gebeur wanneer die evangelie suiwer verkondig word. Hoekom? Sodat mense uit hulle ou lewe uit kan breek en met 'n nuwe lewe met die Here Jesus kan saamleef vorentoe. Dat hulle kan ontdek in hulle lewens, God is daar. Daar waar jy oor 'n karrington en 'n piston uithaal, te sê, God is goed. Waar jy 'n huis verkoop en maar waar jy veearts word, God is die verlossing van my lewe. Waar mense dit leef, vir hulle dit praat en vir hulle dit lewe wys, word die evangelie verkondig. Waar word die evangelie verkondig in sy naam? Ek het nog grondlekker. Gaan weer, dis redelijk seker dan op Sondag die Here is hierso, of by Stommensen op Woensdagoggend, of by Malagasy op die derde Sondag. Maar dis dit. Die evangelie word natuurlik ook verkondig waar jy as gelowiges elke dag sal leef en dit mekaar deel oor God se goedheid in jou lewe. Oor God se betrokkenheid in jou lewe. Dan wil jy in 'n omgewing saam is en saam bid en mekaar in die Here optrou of ouers in die moeilike tye gaan of waar gesin besig is om huisgodsdienst te hou. Ek het 'n kollega gehad wat altyd sê waar twee vriende goeie koffie drink, geskied is dit woord verkondig. In jou lewe van elke dag waar jy leef voor die ander se van God. Word sy woord verkondig. Dis die eerste ding. Sy woord verkondig in die waarheid van die evangelie. Dan gebruik Petrus die tweede deel, dan kan hy sê, moet die eerste lees, wat ek in einde wil die eerste lees. Maar die tweede deel gaan hy so 'n stapjie verder en verduidelik vir ons, hy sê, waar die sy verkondiging van die evangelie plaasvind, kan jy dit nooit losmaak. Hoor hoe ek sê, kan, nie mag nie, want dit is gegee. Jy kan nie dit losmaak van die een oor wie dit gaan, Jesus Christus. Wanneer jy die evangelie leef, wanneer jy die evangelie verkondig, wanneer jy daaroor praat, dan word dit gedoen op grond van Jesus Christus se verlossingswerk. En jy's anders. Jy gebruik die bekende beeld van bouwerk in die antieke tyd, en jy van vandag ook op, waar 'n fundamentsteen of 'n hoeksteen die eerste groot klip of steen was, wat gelees en wat eintlik dan op 'n baie bepaalde plek op die bouperseel neergesit is, en dit is die rigting en die grootte van die hele gebou bepaal. Dat sê Petrus, as ons hierdie huis van God bou, hierdie geestelike huis bou, dit begin met die hoeksteen van Jesus Christus. Dit is bepaal. As die hoeksteen nie reg gelees het, dan gaan die bouwerk ook nie lekker werk. En dan sê Petrus dat ons wat sy geestelike melk gekry het, ons moet ons laat opbou as 'n geestelike huis. Wil aansluit by my deel wat ek hoop dan by die kinders thuis gekom het. As jy vers wil word, moet jy groter word. Nie groter word nie. Dan groei nie, dan kan jy nie vers word. Of different. As ons sê ons wil 'n nuwe geloofsgemeenskap wees, 'n geloofsgemeenskap wat vir die Here leef, moet ons groei. Moet ons geestelik groei, vriende. En dan sê Petrus vir ons, hoe hierdie huis lyk, word bepaal deur Jesus Christus. Niks anders. En so tussen hakies sê Petrus ook, vriende, vir sommige mense is Christus die spreekwoordelike steen in die sandstoot nie. Maar mense wat nie Christus wil groei, wat die woord hoor en hulle verhardig nie. Mense wat sê, ek wil nie meer lewe onder die Heilige Gees plaas nie. Maar vir ons wat glo, vir ons wat sê, ja, ek gee my lewe oor die Here, ek kom op die steen verder bou. Vir ons sê Petrus,
En dit bring my dan by die derde metafoor, hierdie nuwe geloofsgemeenskap, hierdie priesterdom waarvan Petrus praat. Vers 9 en 10, vriende, brei Petrus 'n bietjie uit die gedagte van hierdie geestelike huis of hierdie priesterdom waarna hy in vers 5 ook al verwys, en dan gebruik hy 9 tot 10. 'n klompie woorde wat in die konteks van die destydse wêreld eintlik nie by mekaar gepas het. Een voorbeeld, Filippi. Wanneer hy hierdie woorde wat vir mekaar pas nie by mekaar sit, dan probeer hy juist daarmee vir jou sê, hier gebeur iets. Iets wat mense gedink het nie moontlik is nie, is hier moontlik. Dit gebeur hier. Die voorbeeld wat ek wil gebruik is, hy gebruik nou woorde 'n nasie wat vir God afgesonder is, of as jy meer direk vertaal in die Grieks, dan staan daar 'n heilige nasie. Nou die woord vir heilig, Hagion, kom direk uit die Ou Testamentiese tempeltradisie wat baie sterk met die volk Israel en die Joodse geloof gekoppel was. En die woord nasie, wat in die wys is heilige nasie, is die woord ethnos, wat in daai tyd veral verwys het na mense wat heidene was. Ouens uit die Romeinse en die Griekse wêreld wat nie Christene was. So Petrus kom vat hier so 'n woord wat sterk aan die Ou Testamentiese tradisie gekoppel was vir die volk Israel, en hy sit met hierdie ouens wat in die buite die kerk staan. En jy sê, hier gebeur iets. 'n nuwe geloofsgemeenskap kom tot stand. En dan moet ek die vraag vra, vriende, wat sê dit vir my vriende? As ek en jy volgende oor Petrus 2 vers 1 tot 10 nadink en sê, maar hier gebruik Petrus 2 woorde wat by mekaar kom en vir mekaar pas, en praat van geestelike voedsel, geestelike melk, van bouwerk, wat sê dit vir ons? Hy kom beklemtoon vir ons, hy sê vir ons, die wese van die kerk, die identiteit, verskillende gemeente, van jou as lidmaat, van my, is geleer aan dat Jesus ons basis is, wat hy nie moes doen is. Tot begin dan. Daarom sal ons dit recht op en vra, wat is die kerk? En glo dat elke gemeente, broer Gawie, elke gemeente voortdurend om haarself te vra, waarmee is ons bezig? Waarmee is God bezig in ons gemeente? Hoe lyk die gemeente sal dan? Soos ek sê, ek kom mooie mense, pragtige kinders. Wat is die raadwerk van die gemeente? En vriende, ek kan op grond van die woord van die Here, die 1 Petrus 2 vers 1 tot 10, niks anders sê, as dat dit ook 'n nuwe geloofsgemeenskap moet wees. 'n Geloofsgemeenskap wat op alle vlakke van die lewe, 24 uur van die dag, 7 dae in verhouding met God. 'n Geloofsgemeenskap wat gebou is op die goeie nuus van Jesus Christus, wat ons in die nuwe lewe teruggemaak het. 'n Geloofsgemeenskap wat kan groei, dieper in geloof, maar ek glo op die Here is groter in getalle en mense wat geraak word deur die goeie nuus tot die metaforiese gebou wat God ons wil hê. Petrus verwys tweemaal na die woordjie priesters of priesterdom in hierdie teks. Dit is nogal interessant om te weet, die oorspronklike woord vir priester is van 'n Latynse stamwoord af wat letterlik beteken brugbouers. Brugbouers. Ek sê vir Jean die week wat ons met voorbereiding wat ek besig was, sê van, is vir ongelooflik mooi beeld van die kerk te wees. Brugbouers. Jamie, brugbou, jy is gelowige tussen mense en God. Wat is mense en God? Annette, brugbou tussen God. Brugbou tussen mense onder hulle vermaak, paal is op familie, collega's, maar ook vir mense help om die vrijwillig te kan maak. Dis ons werk as brugbouers. Natuurlijk baie sterk visionale dimensie van die kerk, maar ek weet ook, sal nog gemeente 'n pad doen. Vriende, 'n nuwe gemeenskap, 'n nuwe geloofsgemeenskap wat gebou is op die boeksteen van Jesus Christus, wat groei deur goeie geestelike voedsel kry op soveel vlakke van die lewe, en wat dan nou hierdie gebou word wat tot eer van God leef elke dag. En ek kan ook baie sê oor wat beteken dit in die wêreld daar buite leef, 'n stuk
werk, beswinning gemeente verder sal onthou. Tot hierdie geestelikheid, hierdie geloofsgemeenskap, wat sy werk in die werk. Kan ek maar lees, die huise verkoop, en die kerk. God sy bragbouwers, en die gemeenskap, waarin jy geplaas het. Mag jy nie ook, die derde oudste in die land was ek dit recht nie. En mag die gemeente wat ook HVA die 7de oudste in ons land is. Mag die Here die inderdaad elke dag gebruik as brugbouwers om sy koninkryk op te bou. Hoekom? Want ons weet ons is gevestig op die steen, die hoeksteen Jesus Christus, en ons ontvang weer die Gees, die gesond, wat ons in my. Dis die identiteit van die kerk. Ek en jy, die liewe geloofsgemeenskap. Mag die Here vir julle op 'n besondere manier as gemeente, gaan we vir jou in die wiel kan kom as leiders van die gemeente, regtig in die pad, elke dag van staan. En sien, ook vir die pad in die wereld. Amen. Vader, maar jy ons oproep oor die tekst genade en die naam oor verloosing as gelowiges en die vraag van self af, wat is ons wees? Waarmee ons bezig is. Dat Here wil ons vanoggend maar net saam met Peter goed sê. Goeie geestelike kos, op soveel maniere van die lewe, op soveel vlakke van die lewe. Goeie geestelike kos wat gebou is, gegrondves is op die fundament van Jesus Christus ons geleer. En dan wil ek opreik om te sê, Vader, aanhou aan die ewigheid. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak, o Christus. Dankie dat U ons saamneem op hierdie reis waar U ons as help opneem. Dat U ons gebruik as instrumente wat juist iets van U goedheid en die genade sigbaar moet word. Dankie, Here, vir elke geloof, vir elke man, vrou, oupa, ouma, seun, dogter, wat in swinge gemeente ook opstaan en amper soos Jesaja sê, Here, hier is ek, stuur my. Mag die Heilige Gees van God hierdie gemeente vashou. Mag jy dit verstroos en versterk. Mag jy dit gebruik om die koninkryk te maak. Dit bid ons in Jesus, ons verlosser. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees vir jou ook help om dan bid, om te gee en hoop te bring as 'n brugbouer van God in die geloofsgemeenskap.